Ons gaan nou deur hierdie week se toerusting doen vir ons kateksasie van ons kinders, ons verbondsonderrig van ons kinders. Ons gaan hierdie Sondag nou weer nie kateksasie hê nie, maar dit beteken nie dat ons nie in die week met ons kinders in die woord moet wees, en dit is toch nie baie goed om dit te doen. Nou, hierdie week gaan ons stilstaan in Genesis 12 vers 4 tot by vers 20. Dit is waar ons gaan stilstaan in die woord van die Here, en as jy nou kyk in die kateksasie handleiding, dan is die opskrifie daar Abraham in Kanaan. Nou, natuurlik is Abraham nou nie net in Kanaan, of in Kanaan net in Genesis 12. Abraham is eintlik in Kanaan tot in Genesis 25, dit is waar ons lees van Abraham se dood, en dan ook sy begrafnis. So hier van Genesis 12 of tot by hoofstuk 25 is ons heeltyd saam met Abraham in Kanaan. Hier in hoofstuk 12 vers 4 tot 20, het is eintlik die eerste 2 episodes van Abraham se lewe in Kanaan. En dit is waarop ons hierdie week nou gaan ingaan. Nou, net so bietjie om te kyk waar pas Abraham in Kanaan nou in die groot prentjie van God se storie tot dusver in. Dit is toch belangrik dat ons nie net hier in die middel ergens inplons, maar net bietjie kyk waar pas Genesis 12 vers 4 tot 20 nou binne in God se koninkryk kom storie in. Ons kyk 'n bietjie op die prentjie net van ons. Ons het in die begin, die koninkryk in die begin, God se goeie skepping in die begin, Genesis 1 en 2, onder God se goeie heerskappy, die mens daar in die tuin in Eden, in verhouding met God. Dan gebeur die sondeval in Genesis 3. Na Genesis 3 se sondeval het ons hierdie skrikwekkende toename in boosheid. In Genesis 4 tot 8 kan mens eintlik sê. Eintlik Genesis 4 tot 6 het ons hierdie geweldige toename in boosheid, en die Here wat dan sê, maar ek stuur my sondvloed oordeel met Noag alleen wat genade vind in die oë van die Here en gered word in die ark. Na die Here se sondvloed oordeel, daar aan die einde van Genesis 8 sien ons hoe Noag en sy vrou en sy 3 seuns en die se vrouens uit die ark uitkom saam met die hele diereryk, en dan in 'n nuwe wêreld begin leef. Maar die krisis van hierdie nuwe wêreld is dat dit nog nie die Openbaring 21 en 22 se nuwe hemel en nuwe aarde is nie. En daarom sien ons weer die toename in boosheid. En dit het weer 'n hoogtepunt by die toring van Babel, daar waar ons hierdie verenigde mensdom het in opstand teen die Here. Die Here vernietig natuurlik daardie opstand, en dan gaan die geskiedenis voort. Ek dink dit is tot waar ons gekom het as ons hierdie geskiedenis, hierdie storie van God net raak sien vanuit die krisis van die mens wat in sonde geval het en nou nie meer in die tuin is nie, maar buite die tuin. Die heeltyd hierdie toenames in boosheid. Soveel so dat die Here die hele aarde verwoes met 'n sondvloed, dan is daar 'n nuwe wêreld. Dan is daar weer 'n toename in boosheid. Skrikwekkend, eintlik so tragies. Maar nou is dit nie al wat in God se wonderlike koninkryk storie aan die gang is. Dink wat ek hier heel eerste wil noem is wat in hierdie koninkryk storie aan die gang is, behalwe nou die toename in boosheid na die sondeval in Genesis 3, is God se verbond wat hy met Noag sluit. Nadat Noag uit die ark uitkom en sy voete hier op die nuwe wêreld sit, dan sluit God met Noag 'n verbond daar in Genesis 8 vers 21 tot 9 vers 17 lees ons daarvan. En dis 'n verbond waarin die Here beloof nooit weer 'n vloed nie, nooit weer 'n globale vloed nie. Ek beloof lewe gaan nou voort. Ons kan ook sê dis God se algemene genade verbond. En dit is 'n verbond absoluut op genade, want die mens wat steeds besig is, ook hier op van die nuwe wêreld af na die vloed, is die mens steeds besig om toe te neem, heeltyd in boosheid. So, as die Here beloof nooit weer 'n vloed nie en lewe gaan voort, dan is dit net genade. Genade wat in die Noag verbond aan alle mense beloof word. Kop vir kop elke mens, maar daardie genade, baie belangrik, is nie besondere genade nie, is nie reddende genade nie, is nie genade wat jou in 'n nuwe verhouding, verbondsverhouding
met God plaas nie. Dit sê, lewe gaan voort, geskiedenis gaan voort, kultuurontwikkeling gaan voort, beskawing gaan voort, tegnologie gaan voort. Baie belangrik, maar dis nie al wat God in sy storie het nie. Daar is ook die lyn van God se besondere genade, wat ons deurvat na Jesus toe, deurvat na die nuwe hemel en aarde toe. Dit is die storie van God wat sy koninkryk laat kom in en deur die Messias, die Christus, Jesus, wat uiteindelik oorwin oor Satan en sy mag, en elkeen wat in hom glo verlos, en in 'n nuwe lewe nou reeds laat leef in verhouding met God, en ons bring in die volheid van die koninkryk op die nuwe hemel en die nuwe aarde. Nou hierdie storie van God se besondere genade begin daar direk na die sondeval in die moederbelofte. Altyd belangrik om vir ons kinders die moederbelofte in te skerp. Dit is die belofte waaruit al die ander evangeliebeloftes in die Bybel voortvloei. Ek dink ons kan amper sê die kern van die moederbelofte is dat daar 'n kind kom uit Eva, wat uiteindelik Satan gaan oorwin en die koninkryk van God bring. En daardie kind is Jesus. Dis die moederbelofte. Dan die verdere volgende ontwikkeling van die moederbelofte is daardie profesie wat Noag oor sy seuns uitspreek. En daar sien ons 'n verdere ontwikkeling van die moederbelofte. In die moederbelofte kry ons daar vyandskap. Die vyandskap is die vrou en Satan tussen die vrou saad, die gelowiges en die Satan saad, die ongelowiges onder die leiding van die antichrist in die wêreld. En dan uiteindelik die kind van die vrou wat Satan oorwin en die koninkryk van God laat kom. Nou, binne in Noag se profesie oor sy 3 seuns daarin Genesis 9 vers 24 tot 26 sien ons 'n verdere ontwikkeling en sien daar dat die vrou saad lê in die lyn van Noag se seun Sem. Uit Sem uitkom Abraham, uit Abraham kom Dawid, uit Dawid kom Jesus Christus uiteindelik. En dan die ander lyn, die slangsaadlyn, lê die Satan lyn, die ongelowige wêreldlyn, die ouens aktief in vyandskap teen die kerk, as ons dit so kan noem, teen die lyn van die saad van die vrou, lê in Kanaan, Gam sy jongste seun. Gam is nou mos die derde seun van Noag, Sem, Gam, Jafet. En binne in die Gam se seun Kanaan, so profeteer Noag, daar lê die slangsaad, die kinders van die duiwel, daar in daardie tyd. Nou, en dan die volgende belangrike ontwikkeling na Noag se profesie is dan die roeping van Abraham, waarby ons laasweek stil gestaan, die roeping van Abraham. En dan die beloftes wat die Here aan Abraham maak, wonderlike beloftes, belofte van ek sal jou groot nasie maak, ek sal jou naam groot maak, ek sal jou tot seën maak. En hoe maak die Here Abraham tot seën? Wel, die Here beloof, in jou sal al die families, al die geslagte, al die volke van die wêreld geseën word. Ek sal in jou ware lewe na hulle toe bring. En dan sien ons daar in Genesis 22 vers 18 gee die Here meer detail daaroor, in jou nageslag, en daardie nageslag is Jesus. So hier sien ons die ontwikkeling van die moederbelofte. Moederbelofte Genesis 3 vers 15, dan Noag se profesie oor sy seuns dan Genesis 9, en dan as ons by Genesis 12 kom, 'n verdere ontwikkeling van die moederbelofte. Abraham, dit gaan uit jou nageslag kom. So dit is waar waar Abraham in elk geval by wie ons nou is, inpas binne in God se groot storie. Hy lê regtig in die lyn van die ontwikkeling van die moederbelofte. En nou, as ons in Genesis 12 verder gaan lees, gaan ons sien dat Abraham homself in Kanaan bevind. Ons sê net gou 'n bietjie, hoe op aarde het Abraham in Kanaan gekom? Onthou, Abraham leef in Ur van die Galdeërs, is vandag se Irak, dit is waar hy leef. Daar was hy 'n afgodsdienaar, uit genade alleen roep die Here hom om radikaal te breek met sy ou lewe, met sy ou verlede, sy vader se huis, sy volk, sy ou godsdienst, en die Here te volg.
Here roep Abraham om sy disipel te word. Here sê, volg my na die land wat ek jou sal wys. En dan maak die Here daar die wonderlike beloftes aan hom. En dan volg Noag, hoor my nou Noag, dan volg Abraham die Here. En uiteindelik kom Abraham op die manier dan in Kanaan aan. Nou kom ons gaan 'n bietjie dieper hierop op Abraham dan nou in Kanaan. Nou soos ons net nou gesê het, is Abraham in Kanaan tot in Genesis 25 waar ons lees van Abraham se dood en sy begrafnis. En nou is dit belangrik om te vra, waarom is hierdie openbaringsgeskiedenis so belangrik? Hierdie fokus op Abraham, hier in Genesis 12 of tot by Genesis 25, hoekom is dit so belangrik? En ek dink wat baie belangrik is dat die apostel Paulus noem Abraham die vader van die gelowiges. Daar in Romeine 4 vers 11 tot 12 en 4 vers 16 sien ons dit. Regtig, Abraham is die eerste ou in die Bybel wat ons nou regtig kan sien. Natuurlik was dit so met al die ouens voor hom ook, Noag en Adam, Eva, Abel, Set, en daardie ouens wat genoem word. Hulle was werklike gelowiges, maar by Abraham word dit nou iets pertinents. Dit kom staan uit. Abraham volg die Here. En daardie volg van Abraham is om hom werklik in geloof oor te gee aan die Here. En daarom noem Paulus Abraham ook die vader van die gelowiges. So vanuit die lewe van Abraham in Kanaan moet ons en ons kinders al meer leer oor wat dit beteken om in Jesus te glo en Jesus te volg. Wanneer ons Abraham sien, dan wys die Here vir ons in Abraham se lewe, hoe lyk dit as jy Jesus volg en in Jesus glo? Maar nog meer belangrik, ons moet al meer leer oor die Here in wie Abraham glo. Want die Here in wie Abraham glo, is ook ons en ons kinders se God. Nou wanneer ons al meer die Here raak sien en meer leer oor die Here, dan is dit ook die manier hoe die Here geloof in hom opwek. Die Here wys homself vir ons. Die Here wys hoe wonderlik hy is, hoe goed hy is. En so wek die Here geloof in my op en in my kinders op, in my en my vrou, wek hy die geloof. So, en ons vertel ons kinders daarvan, ons vertel ons kinders van hoe hierdie Here is en wie ons glo. Ons raak opgewonde oor hierdie God van ons deel dit met ons kinders en ons kinders begin die God sien. En so werk die Here deur sy Gees geloof in ons kinders op. Nou goed, so dit is hoekom dit so geweldig belangrik is om in te gaan op die lewe van Abraham hier in Kanaan. Nou, in hierdie week wil ons kom stil staan by Genesis 12 vers 4 tot 20 en soos ons ook reg in die begin gesê het, is ons nou hier by die eerste 2 episodes van Abraham se lewe in Kanaan. So kom ons gaan nou daarop in. Nou die eerste episode gaan oor Abraham se trek in Kanaan. En ons skryf dit in Genesis 12 vers 4 tot 9. Abraham trek nou hier aanvanklik waar die Here hom roep in Dan trek hy na Haran toe eers en kom verlede week daarby stil staan. Dan uiteindelik trek hy uit Haran uit na Sichem toe of in Kanaan. Hy trek van Haran af, trek van af Haran toe. En dan van Haran af trek hy Sichem toe. Dit is die eerste plek in Kanaan waar Abraham stop. Dit is daar in vers 4 tot 6 lees 'n mens daarvan. Dan kom hy by Sichem uit. En dan die volgende plek waarheen Abraham trek is na Bethel toe. Van Sichem na Bethel toe. En ons lees daarvan in vers 8. En dan in vers 9 sien ons hoe Abraham aftrek hier na die Suidland toe. Die 1933-53 vertaling praat van die Suidland. Dit lê hier suid van die Dooie See af, hier na die Sinaï woestyn toe, na die Rooi See se kant toe. Ek sien in die 2020 vertaling praat hulle van die Negev. En dit is die gebied waarheen Abraham trek. Hy trek behoorlik
van Ur af Haran, en dan van Haran af in Kanaan in, en dan trek hy deur Kanaan. Dit is sy beweging, so hy trek in Kanaan. Genesis 12 vers 4 tot 9. Nou in hierdie trek van Abraham deur Kanaan, sien ons 3 baie belangrike lesse oor geloof en die navolging van Jesus. Ons sien 3 belangrike lesse oor geloof in Jesus en navolging van Jesus, wat ons vir ons kinders kan uitlig, soos ons deur hierdie gedeelte lees. Ek sou nog voorstel, dat 'n mens kyk, mens het in verlede week van hoofstuk 11 vers 27 tot by 12 vers 7 gelees, hoofstuk 11 vers 27 tot 12 vers 7 gelees, en ek sou voorstel, mens begin nou weer te lees by hoofstuk 12 vers 4, en kom ons lees dan net eers vir die eerste gedeelte, met ons kinders tot by vers 9, ons wys vir hulle 'n bietjie op 'n kaart, hierdie beweging van Abraham, hoe hy getrek het, en dan kan ek nog groter uitzoom, en op Google Maps, en vir jou kind wys waar ons hier in Suid-Afrika is, en dan gaan daar, op met Afrika, die Nyl lyn vat, uiteindelik hier by die Nyl Delta kom, en dan hulle sê, okay, ja, daar is die dooie see, en dan zoom ons nou daar aan, en dan wys ons kinders, waar het hierdie Abraham rondgetrek? En dan moet ons vir hierdie 3 lesse leer, oor geloof in Jesus, en navolging van Jesus. Ek dink die eerste les kry ons in vers 6. So ons lees dan van vers 4 af, en as ons by vers 6 kom, dan staan ons 'n bietjie stil. Hoor wat sê vers 6. En Abraham het deur die land getrek, na die plek Sichem, tot by die terpentynboom More. En dan staan daar hierdie interessante sinnetjie. Die Kanaaniete was toe in die land. Aha, dan kan ons kinders bietjie terugvat daar na die profesie van Noag toe. Vervloek is Kanaan, en Kanaan lê die slangsaad, lê die ongelowige wêreld, die ouens wat vyande is van die vrousaad, van die gelowiges, van die kerk van die Here Jesus, en dis nou waar Abraham pens en pootjies in lewe, tussen daardie ouens. Die Kanaaniete was toe in die land. Dis 'n baie belangrike beginsel wat ons moet leer. Wanneer jy in die Here glo, wanneer jy werklik in Jesus glo en Jesus volg, soos Abraham, dan gaan jy in 'n wêreld wees vol ongelowiges. Dus, jy gaan 'n vreemdeling wees. Dis een ding wat ons vir ons kinders moet inhamer. Dis een ding wat jy vir jouself moet inhamer, een ding wat jy vir jou kinders moet inhamer. Ons is anders. Wanneer jy in Jesus glo, is jy anders. Jy's anders as die mense om jou. Nie hoogmoedig anders nie, maar jy is anders. Jy volg Jesus. Jy word nie beïnvloed deur die wêreld om jou nie. Jy word beïnvloed deur Jesus. Jy luister na sy stem en jy volg hom. Dis 'n eerste beginsel wat ons vir ons kinders hier kan leer, en wat ons deurgaans deur ons hele opvoeding vir ons kinders aan mekaar moet wys. Ons is anders. En baie maal gaan dit nogals jou lewe ingewikkeld maak. Maar in daardie ingewikkeldheid het ons Jesus wat ons anders maak. Die tweede ding wat ons moet raak sien is vers 7. Ons kyk bietjie. Ons lees die gedeelte, ons het bietjie stil gestaan by vers 6, dan gaan ons na vers 7 toe. Daar staan, daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Nou ons kon laasweek stil staan by die belofte van die land. Dis natuurlik ook 'n belofte wat heenwys na die nuwe hemel en aarde. Abraham se ware gelowige nageslag erf uiteindelik die nuwe hemel en aarde, en die land Kanaan wys daarop heen. Maar dis nou 'n belangrike ding. As Abraham en Sarai en al die mense wat nou saam met hom getrek het, sy slawe en so aan sy hele huishouding, as hulle nou, Abraham en Sarai spesifiek nou, hier in Kanaan aankom en die Here verskyn aan hulle, hy sê, hulle sê, ja, tussen alle lot kan hy nie alles nie. En hy sê vir hulle, luister aan die nageslag seker die land, dan kyk jy sit mekaar seker 'n bietjie en sê, hey Abraham, waar is ons nageslag? Abraham was 75 jaar oud toe hy uit Haran uitgetrek het, hier in Kanaan, en hy het nie 'n kind nie.
So, dit lyk vir ons het nog nie 'n nageslag nie. En by dit alles, die land is vol Kanaaniete, waar gaan hoe gaan ons nageslag nie leef? Hoe gaan ons nageslag in die land erf van die Here af? Die nageslag wat ons nog nie eers het nie. En dit bring ons by die volgende baie belangrike les oor geloof in Jesus en navolging van Jesus. En dit kry ons, en sluit nou aan by in 2 Korintiërs 5 vers 7. Ons blaai ons Bybels gou so. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie. So, as Abraham en Sarai hier rondom hulle kyk in Kanaan, dan sien hulle net Kanaaniete en hulle sien geen niks nageslag van hulle eie nie. So, as hulle net na dit kyk, kan hulle op hierdie stadium geweldig moedeloos word en sê, maar wat nou? Nou leer Paulus ons hier iets wat ons by Abraham en Sarai nog gaan raak sien, soos wat ons deur hulle lewe gaan beweeg. En dit is, ons wandel nie deur aanskouing nie, maar deur die geloof. Ons geloof is geestelike oë wat vir ons geestelike werklikheid laat raak sien. En dis nie maar uit 'n fout, daai geestelike werklikheid is nie 'n fout werklikheid nie, dis 'n werklikheid net soos die werklikheid wat ons met ons oë sien en met ons hande tas en met ons ore hoor. Dis 'n regte werklikheid. En wat is daai werklikheid? God wat hier by ons is, Jesus wat hier by ons is, Jesus wat ons besig is om te volg en vir ons beloftes gee. En ons rig ons lewe in volgens daardie beloftes. Die 2 Korintiërs 5 vers 7 beginsel. Dan 'n derde les wat ons leer hier in Abraham se trek deur Kanaan in vers 7 en 8. Abraham bou altare. Abraham aanbid. Hy roep die naam van die Here aan. Kom ons kyk 'n bietjie daar. Vers 7 weer. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Dan staan daar. Toe bou hy, dis Abraham, daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. Dan lees ons aan na vers 8 toe. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel. En sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant. En daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Sien julle dit nou raak? Gelowiges, ouens wat Jesus volg, aanbid. Hulle hou huisgodsdiens en op die dag van die Here doen hulle erediens. Dis wat Abraham doen as hy 'n altaar bou. Hy's besig met aanbidding, hy's besig met huisgodsdiens, hy's besig met erediens. So hier leer ons 3 belangrike lesse, soos wat ons kinders hier deur versie 4 tot 9 gaan doen. Die beginsel van, jy's 'n vreemdeling, wanneer jy in Jesus glo, is jy anders. Jy's anders. Tweede ding, ons lewe met die 2 Korintiërs 5 vers 7 beginsel. Ons wandel nie deur die aanskouing, maar deur die geloof. En ouens wat regtig glo in Jesus, is aanbidders van God, altaarbouers. In ons tyd bou ons nie meer altare nie. Ons kom aanbid rondom die huisgodsdienstafel, elke oggend in jou stilte tyd en Sondag by die erediens, saam met die res van die gelowiges. So dis wat ons moet raak sien, soos wat ons deur daardie eerste episode lees van Abraham en Kanaan, Genesis 12 vers 4 tot 9. Kom ons beweeg aan na die tweede episode. Dit is vers 10 tot 20. En dit gaan nou oor Abraham wat toe nou trek na Egipte. Abraham kom uit Ur uit, trek na Haran toe, van Haran af in Kanaan in, eerste plek Sichem, dan daar by Bethel, en van daar af in die Suidland toe, die Negev toe. En dan lees ons in vers 10, en daar was 'n hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte getrek het, om daar as vreemdeling te vertoef. Want die hongersnood was swaar in die land. So hy trek toe nou, hier van die Suidland af, trek hy toe Egipte. Nou, dis 'n goeie plek om heen te trek, nie? Egipte. Want Egipte word nie so verskriklik geraak deur 'n hongersnood nie, want Egipte het nou hierdie reuse Nylrivier wat water en lewe in die Nyl inmak
vloei. Dis wat jy nie regtig aan Kanaan het nie. Kanaan lê die Jordaanrivier onder die seevlak, binne in die Jordaanvallei, met die seevlak van die Middellandse See, as daar nie berge en goed hier was nie, was hierdie hele gebied net onder water gewees. Maar ja, so die Jordaanrivier lê onder seevlak, en in daardie tyd het hulle nog nie tegnologie gehad om te pomp uit die Jordaanrivier en Kanaan te besproei nie. Die Jordaanrivier dink ek is in elk geval te klein, julle ouens wat nou boer en so sal beter weet. So Kanaan is afhanklik van die Here wat lewe gee, reën gee. Egipte is bietjie anders, hier is die Nylrivier. Nou die Here gee natuurlik die Nylrivier, nee, maar as jy die Nyl het, dan is dit soos ons land die Oranje rivier. As jy Oranje rivier het, kan jy in droogte tyd op boer, as jy jou elektrisiteitsrekening kan betaal, kan pomp. Maar goed, Abraham besluit toe om Egipte toe te trek in die hongersnood. Nou, in hierdie geskiedenis van vers 10 tot vers 20 moet ons ons kinders wys op twee groot gevare vir geloof in en navolging van Jesus. So in vers 4 tot 9, 3 belangrike lesse oor geloof in en navolging van Jesus. Hier in vers 10 tot 20, wat ons nou op 'n volgende dag lees, gaan ons kinders wys op twee groot gevare. Die eerste gevaar kry ons daar in vers 10. En dit is, ek volg my eie kop, of ek volg my hart. Ek luister na my hart. Ons kry ons toe sulke liedjies nie. Dink ons gesê sing nogal so liedjie, dis nou toe ek nou my jong daar was, and listen to your heart en so aan. Ag, en dit was baie goed. Maar dis 'n krisis. Geloof in Jesus en navolging van Jesus werk nie met ek volg my eie kop of my eie hart nie. Nee, dit werk met die Spreuke 3 vers 5 beginsel. Ek wil my Bybel net daar oopmaak by die boek Spreuke. By Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig. Steun nie op jou eie insig. Moenie jou eie kop en hart volg nie. Vertrou op die Here met jou hele hart. Dit is nogals baie interessant dat ons hier raak sien in Genesis 12 vers 1, dat die Here vir Abraham sê, volg my na die land wat ek jou sal wys. En as Abraham dan in Kanaan kom, dan verskyn die Here daar en hy sê vir hom, hierdie land gee ek vir jou en jou nageslag. Maar wanneer daar die hongersnood uitbreek, dan hoor ons nie dat Abraham die Here raadpleeg en Abraham bid en vir die Here vra, Here, wat moet ek doen? Daar's nie daardie Spreuke 3 vers 5 beginsel nie. Nee, Abraham trek dadelik weg en volg sy eie kop. Hy trek na Egipte toe. Die volgende gevaar wat ons kinders moet opwys is, vrees dryf my dink en doen. So, 'n gevaar vir geloof in Jesus en die navolging van Jesus is om jou eie kop te begin volg in plaas van Jesus te begin volg. Die volgende ding wat verskriklik gevaarlik is vrees. Vrees vir mense. En mens sien dit in vers 11. En toe Abraham op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek en sê, kyk, ek weet dat jy 'n vrou is mooi van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan ter wille van jou en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. Toe Abraham dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was. Ook in die vorste van Farao haar gesien en haar by Farao geprys. En die vrou is na die paleis van Farao geneem. Daar beland Sarai in die harem van Farao. En sien julle wat hier gebeur? Abraham vertrou nie hier op die Here nie. Hy word gedryf deur vrees. En uiteindelik sit 'n mens met die skrikwekkende ding dat Sarai nou in die harem van Farao opeindig. 'n Skrikwekkende ding. Nou, hier is twee gevare vir geloof in Jesus en die navolging van Jesus. Ek volg my eie kop en ek word gedryf deur vrees.
So, nee, ons lewe met die Spreuke 3 vers 5 beginsel van, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. En as jy dan bedreig word, dit gaan baie met ons gebeur in hierdie wêreld waarin ons leef, wanneer jy begin bang word, dan is ons weer terug by die 2 Korintiërs 5 vers 7 beginsel. Ek leef nie deur die aanskouing nie, maar deur die geloof. Wat moes Abraham eerder gedoen het? Want hy moes vas vertrou het op die beloftes, op die Here en die beloftes wat die Here vir hom gegee het. En dan het dit verlede week daar in Genesis 12 vers 3, waar die Here vir hom gesê het, ek sal seën diegene wat jou seën en vervloek die wat jou vervloek. So Abraham moenie leef met vrees nie. Die Here gaan jou beskerm. En dan kan ons Jesus bly volg. En leer dit vir ons kinders. Ons moet vir ons kinders dit aan mekaar wys. So hier is die ding waarmee ek in my eie lewe baie sukkel. Ons moet dit ook sommer vir ons kinders vertel, van hoe ons baie sukkel, want hulle gaan ook. Maar, dan moet ons hulle in die laaste plek wys op die Here. Kyk, wie is die Here? In vers 17 tot 20, kom die Here en hy verlos uiteindelik vir Sarai daar uit Farao se haring. En hy los nie vir Abraham. Hy los nie vir Abraham, hy bly by Abraham en hy sê Abraham, ek verbind my aan jou en ek sal sorg dat jy my end uitvolg. Dit is ons God. En ons moet ons God so vir ons kinders wys. Dis die Lukas 15 vers 1 tot 7 beginsel wat sê ons het 'n goeie God wat bly is wanneer sondaars tot bekering kom. En dit is wat ons deur ons lewe gaan moet doen. Aan mekaar weer tot bekering kom. Dan kan ons vir ons kinders sê, ons het 'n God wat bly is wanneer jy tot bekering kom. So kom tot bekering. Keer op keer deur jou lewe. Kom tot bekering. God ontvang jou met oop arms. Ek dink dit is wat ons kinders hierdie week moet wys en vir hulle moet uitlig. Hier in Genesis 12 vers 4 tot by vers 20. Die 2 episodes vers 4 tot 9, die trek in Kanaan, die 3 lesse oor geloof. Dan die tweede episode vers 10 tot 20, die 2 gevare. En kyk ons God. Dit is wat ons vir ons kinders moet wys. Sterkte vir julle vir hierdie week.